Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie. Meneer Cornelissen. Andries, ons het nou in 6 uur nie so vinnig gelees oor die partye wat saamsmelt. Vertel ons meer daaroor. Kyk, in hierdie stadium is dit nie 'n samesmelting, dis half hulle gaan onder een banier aan die verkiesing deelneem. In hierdie stadium bly daar 3 aparte partye, 3 verskillende leiers. Hulle het 'n leiersraad wat hierdie nuwe ding gaan bestuur, as jy dit so kan noem. En ja, dis die UFC. Dis mos 'n gevegskunsmaatskappy is dit. Ja, ek het toe gedink Unite for Change. As jy dit nou sou verander, is dit seker Verenig vir Verandering. Okay. Die VVV. Federasie vir Vroue van Vereniging. Maar in elk geval UFC, as hulle soos 3 keer daar geveg het, was hulle waarskynlik in die vliegewig afdeling. Want hulle is, jy weet, dis 'n 5% as julle almal bymekaar tel. So ek dink 'n mens moet realisties wees hieroor. Jy weet, die demokrasie se hart is groot, dis soos 'n minibus taxi, daar's altyd plek vir nog. So nog partye, jy weet, dis nog 'n nuwe beweging, 'n nuwe party. Daar is waarskynlik 'n bietjie energie daar. Ek weet net nie hoe sterk weeg die bitterheid teenoor die DA by Patricia de Lille en by Mmusi Maimane nie. So dis dis sal interessant wees om te sien wanneer hulle op die punt uitkom waar dit eintlik een party word, want tussen hierdie 3 moet daar nou seker 'n leier wees. Ja. Mens kyk na die geskiedenis agter de Lille en Mmusi Maimane. Daar's 'n geskiedenis. Mens wil amper sê Zongezi Zibi is die enigste een wat nie 'n tas met geskiedenis en bagasie saambring nie. Wat 'n mens dink is dalk die hoop. Razim Mzansi is nog altyd die opsie vir 'n deel van die bevolking wat nie DA of ANC wil gaan nie. Ja. Dis nog altyd die opsie daar. Dis interessant dat die 2 ou strydrosse nou saam met hulle inspring. Ek moet kyk waar hulle tipe van groeipotensiaal lê. En ek weet nie presies waar dit is nie. Ja. Dit moet met ander woorde, jy weet, dit moet ergens tussen die ANC en die DA lê. Ja. Maar ek is nie oortuig daarvan dat weet hulle veel van 'n impak gaan maak. Brett Herren is, jy weet, al wat hy doen in die Weskaap is, jy weet, jy sal sien Brett Herren so goed wat die hele tyd, jy weet, hy's basies permanent op die aanval op die DA in die Weskaap. So dit, ek weet nie, mense sal moet kyk, maar in hierdie stadium is dit weet, as jy hulle bymekaar tel, weet 'n mens nie of hulle beter gaan doen saam en of hulle eintlik net hulle stemme gaan saam. Ja, hulle amper in dieselfde kamp as Action SA val nie. Waarskynlik ja. Dit is waarskynlik minstens het hulle verkose leierskap. Action SA het nie verkose leierskap. Andries, sou hulle baie goed doen in die munisipale verkiesing, nê? Nee? Hoe kies hulle wie hulle burgemeesterskandidaat is? Kom uit wat een van die partye kom net? Want sekerlik, want dis nou eintlik, want laas ook toe ons so half sien 'n party wat nou saamwerk, het daar op die einde baie stryery gekom oor wie is eintlik die leier, wie is eintlik ons kandidaat. Het hulle al enigiets suits genoem of het hulle nog net genoem hulle gaan nou saam staan vir die munisipale verkiesing? Kyk, ons is nog meer as 'n jaar weg daarvan. Weet, so ek neem aan, jy weet, daar's baie tyd daarvoor. In hierdie stadium, weet as jy kyk na die party se 5 prioriteite, bekwame en etiese leierskap, plaaslike ekonomiese herstel, waardigheid deur basiese dienste, veiligheid en geregtigheid en digitalisering. Dit gaan hulle nie uniek maak in terme van die res van die partye nie. Jy weet, moet ook onthou 2 van hulle is reeds deel van die regering van nasionale eenheid. Mmusi Maimane se Bossa is nie deel van die regering van nasionale. So mense gaan moet kyk wat is die of dit net, jy weet, is dit net 'n nuwe logo met 'n nuwe naam en eintlik gaan dit nie veel impak maak nie. Onthou, jy weet, ons het honderde partye en in die munisipale verkiesing is daar ook nog nie net die nasionale spelers nie, daar's nog plaaslike spelers ook. So jy praat van 'n magdom van deelnemers en partye en drukgroepe en burgerlike samelewing organisasies. So weet hierdie is nog een van hulle. En soos jy net 5% omtrent, né? As jy hulle bymekaar tel, die ding is dis nou die ding, jy weet, hulle het waarskynlik met mekaar gaan praat en gesê, maar as ons saam dit doen, dan het ons die potensiaal om 'n wyeer gehoor van kiesers te lok. Ja. Ek is nie oortuig in hierdie stadium daarvan. Ja, dit is interessant. Ons moet maar 'n oogie daarop hou. Dis altyd interessant om te sien as daar nuwe deelnemers in ons demokratiese politieke stelsel is. Dis altyd goed vir demokrasie, soos jy sê. Maar nou ja, ondersoeke. Ons hou van hulle, ja. Ja, ons is mal oor ondersoek. Ons is land wat hou van ondersoek en kommissies veral. Hier is nou nog 'n ondersoek wat aangevra word. Kyk, die belangrike ding is daar was al berig hieroor van die inspekteur-generaal van intelligensie. Daar was Nuus24 het berig oor die bewering, die geld wat spandeer is om onder andere 'n hotel in Pretoria te koop. Ja. Geboue wat deur misdaadintelligensie gekoop is.
boutique hotelle. Ja, is meer as 120 miljoen rand se eiendomme wat gekoop is. Nou, die ding is dat volgens die jongste berigte, hierdie verslag is deur die inspekteur-generaal van intelligensie opgestel. Daar was aanbevelings dat daar dissiplinêre stappe gedoen moet word teen Masimola, die nasionale polisiekommissaris, as ook Dumisani Khumalo, die baas van misdaad intelligensie. Nou, die interessante ding daarvan as jy kyk na die tydsberekening. Jy weet, hierdie verslag is in April hierdie jaar, is hierdie verslag het aanbeveel dat daar met stappe gedoen word, die nasionale polisiekommissaris. In Junie het ons gesien word Khumalo in hegtenis geneem saam met ander van misdaadintelligensie se topstruktuur. Dit het gegaan oor die aanstelling van vrou, ek dink 29 jaar oud as 'n brigadier in misdaadintelligensie. Daar was kwessies rondom die aanstelling en daar was ook hier 'n hegtenisneming van 'n ander misdaadintelligensie man, want 'n sekswerker het sy skootrekenaar en onder andere gesteel en hy het basies onder eed gelieg en 'n valse verklaring afgelê. En toe basies omtrent 2 weke later, toe maak Mkhwanazi sy beweringe. Kort na Khumalo in hegtenis geneem is. Van 'n donderstorm. Maar Khumalo hulle is nooit in hegtenis geneem op grond van die verslag van die inspekteur-generaal nie. Die inspekteur-generaal en die nasionale vervolgingsgesag Andrea Johnson, hulle sê hulle gaan by die Madlanga kommissie kom sê wat die werklike feite is. Nou hier lyk dit vir my asof 'n hele paar polisiemanne top mense se loopbane hier op die spel is. Want die tydsberekening lyk nou 'n bietjie vreemd. Waarom Mkhwanazi en die Khumalo en ja, so hierdie gee bietjie meer konteks aan, jy weet, mense het onmiddellik vinnig Mkhwanazi se beweringe geglo. Ons wil graag glo daar's iemand wat een of ander kartel wat basies die strafregstelsel beheer, maar daar is ook ander konteks daaraan en hierdie is ander senior mense wat moet kom getuig nog voor die Madlanga kommissie. Moet dit by inhegtenisnemings kom? Hoekom kon dit nie voor die tyd by afdankings gewees het en polisie skoongemaak het eerder as om hulle te moet wil arresteer? Die probleem is dit is ook waar die politieke inmenging inkom. Dis juist daar, dis die ding waar mense, dit hang af wie word beskerm en wie word nie beskerm. Sure. Ja. So ons gaan moet sien hoe ver strek daardie beskerming. Hierdie is 'n reuse geveg rondom die hart van die polisie in 'n groot mate. Want hier het jy nou die rolspelers hier is van die nasionale polisiekommissaris af tot by die misdaadintelligensie tot by 'n provinsiale kommissaris en dan praat jy van verskeie ander politieke rolspelers ook in die strafregstelsel. So die Madlanga kommissie is 'n baie belangrike kommissie. Sien die mense eintlik dag na dag. Sure. Dan Andries, Suid-Afrika en Israel se verhoudinge versleg net bietjie verder. Ja, ek wou dit gebruik om sommer te verwys na die onderhandelingsproses. So dis nou die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging. Hulle het alle bande verbreek met Israel se Mediese Vereniging. Mens weet nie eintlik wat die groter doel daarvan is nie. Wat hulle ook nou doen is hulle wil ook nou hê dat Israel uitgeskop moet word uit die Wêreldmediese Vereniging. Onder andere die eise wat hulle het is, jy weet, Israel se mediese vereniging moet meer doen om Palestynse gesondheidswerkers te laat vrylaat, om, jy weet, basies die hongersnood beleid moet hulle eintlik beveg. So daar's verskeie eise wat hulle eintlik stel in Israel se mediese. Mense binne die groter prentjie is hierdie eintlik maar en 'n mens weet nie waarom sou 'n vereniging wat vrywillig waarby dokters aansluit, waarom sou hulle nou besluit om, want ek dink daar binne intern gaan daar waarskynlik ook 'n bietjie van 'n debat en onenigheid wees oor, maar wie gee hulle die reg om nou sommer net vir Israel uit te skop? Ja, om alle bande te verbreek en hulle te 'n veldtog te begin om hulle uit te skop uit die internasionale, weet die Wêreldmediese Vereniging. En dan daarbey sluit aan is die onderhandelinge, hulle vandag is in Egipte, Hamas en Israel en Amerika is daar en dit lyk vir my asof ons op die punt is om hierdie Midde-Oosterse konflik dat daar een of ander kant toe gaan val. Trump het 'n baie groot rol gespeel en mense moet hom krediet gee waar dit hoort. Hy het nou wel al reeds die Nobelprys vir vrede aan homself toegeken, maar ons sal moet sien hoe hierdie onderhandeling uiteindelik uitloop. Dit lyk asof Israel hulle aanval op Hamas in Qatar was basies die oordeelsfout wat die hefboom geskep het op Netanyahu, sodat Trump die finale eise kan stel en dat Netanyahu moet maar 'n bietjie inval. Ja. Dan, ek klompie jare gelede onthou ek duidelik so daglig dat Fikile Mbalula Dubai toe is en daar was baie vrae oor sy enorme duur vakansie in Dubai.
Maar die lekkerste ding is toe nou die dag sê almal wat korrupsie pleeg staan nou buite die ANC. Jy is op jou eie. Hy was baie sterk daarteen. Ja, maar Hy soek 'n lys. Die Hy soek 'n lys van korruptes. Ja, die skaduwee hang maar lank oor hom. Kyk, dit was 2016, lekker vakansie gaan hou saam met die familie en toe is daar 'n rekening vir R684.620.39. Skus ek hier sê, maar die detail is pragtig. Dis 'n pragtige bedrag. Ja. En en toe moet dit betaal word. En toe dink hulle, as jy nou gaan kyk na die polisie ondersoek, die dossier, dis natuurlik Gerry Nel, advokaat Gerry Nel van die privaat vervolgingseenheid en hy is nou op die saak. Is hy nou daar? Ek dink Mbalula moet vreesbevange wees. Hardloop. Ja, hy moet vreesbevange wees. So hulle toe gaan kyk na die polisie dossier en hulle volgens hulle en hulle het vir Shamila Batoy 'n brief geskryf en hulle sê hierdie ondersoek was slordig. Is nie behoorlik gedoen nie. Nou wat onder andere gebeur het is hierdie rekening moes betaal word en skielik het die man van Setger Sport of van hom weet ons. Hulle was 'n verskaffer aan Saskok, die klere, die uitrustings. Ja, daar was stories daaroor. Ja, en hy het R300,000 van die rekening betaal en toe het hulle voorgegee. So mense kyk na die polisie dossier. Maar was Fikile Mbalula daai tyd nie die minister van Hy was die minister van sport. Toe het hulle voorgegee dat dit 'n lening. Daar was 'n terugbetaling en toe 'n paar rand ekstra vir rente, maar eintlik het hy die lening in aanhalingstekens begin terugbetaal nadat daar in die media vrae gevra is oor hierdie uitstapbetaling. Ja, en die vreemde ding is die man van Boks Suid-Afrika wat met R150,000 in kontant opgedaag het by die plek om deel van die rekening te betaal. En dan was daar ook 2 kontant inbetalings by bankmasjiene van R75,000 elk om die res van die rekening gou uit te sorteer. Ja, so Gerry Nel is op sy hakskene. En ja, soos ek sê, Fikile moet, ek dink hy sweet in die nag. Hardloop in Esse. Hardloop in Esse. Ek seker ons gaan binnekort 'n media konferensie oor Fikile wat gesels. Jy sal dit waarskynlik vandag sien, daar's vandag 'n ANC nuuskonferensie. Toevallig, hulle gaan ons vandag vertel, die president gaan vir ons vandag vertel wat is die ANC se aksieplan om die ekonomie aan die gang te kry. Ek kan nie wag nie, dis 'n wonderlike nuus daai. Andries, dan word Nathi Mthethwa se dood verder ondersoek nou deur Suid-Afrikaanse spelers. Ja, die interessante ding is dat dis 'n berig van Sunday Times. Hulle het gepraat met 'n familie, Sifiso Buthelezi, wat 'n familielid is en hulle het, wat die polisie gesê, die Franse polisie het vir hulle gesê dat hulle het gaan kyk in beeldmateriaal, daar was niemand anders wat in die kamer ingegaan het nie, niemand wat uit die kamer uitgekom het nie, dit was hy wat wat by die hotel aangemeld het. Daar's nie, volgens hulle is daar geen ander rolspelers in hierdie saak nie. Daar was vreemde goed gewees op sosiale media, onder andere, jy weet, onthou hy is genoem in die Madlanga kommissie. Ja. En enkele dae nadat hy genoem is, jy weet, het die selfdood plaasgevind. Die familie is nog nie oortuig daarvan nie. Hulle behoort daar die lijkskouing afgehandel te wees en hulle 'n oorsaak van die dood te hê en hulle wag op daardie antwoorde. En ek dink dis ook die rede waarom ons die Suid-Afrikaanse polisie gesien het dat hulle of die ondersoekspan gestuur is van 5 mense om basies eintlik maar net plaaslike geloofwaardigheid te gee aan wat die bevindinge ook al in Frankryk is. Want daar is vrae rondom wie die oopdoing van die venster en al daai, weet, daar's 'n hele klompie vrae en dis logies dat die familie sal graag wil antwoorde hê. Absoluut. Die ekonomie is van so 'n aard, ek kan nie wag om te sien wat die ANC gaan sê om die ekonomie op te tel vandag nie, maar die ekonomie is van so 'n aard dat almal redelik, kom ons sê maar so versigtig is om hulle hardverdiende geldjies te spandeer. Tog smaak dit vir my niemand gee om 'n nuwe kar te koop nie. Nee, en ons sien dit nou, mense praat al so rukkie daaroor, maar jy het dit nou gesien in die September syfers van NAMSA, die bedryfsliggaam vir motorhandelaars. En September se syfers was die beste nog sedert 'n dekade gelede. Wat? Vir die laaste 10 jaar? In September is 54.700 voertuie verkoop. Dis 24,3% beter as verlede jaar. Sure. En die interessante ding is dat die passasiermotorverkope, nou jy weet, dis waar die gewone mense was alleen daarvan was 38.603 eenhede. Dis die hoogste vlak sedert 2014. Wat? 28% meer as 'n jaar gelede. Nou daar's die interessante goed is natuurlik om te kyk wat koop mense? Een uit elke 4 voertuie basies is 'n Toyota wat verkoop word. Natuurlik Toyota Hilux bakkies is die grootste verkoper. Ja. Wow. En die Suzuki is tweede, interessant genoeg, die Suzuki Swift is hulle grootste verkoper, maar dit weet dis 'n jong motor, ja. Ja.
en dan die res wat daarbey inkom. Kyk, die uitvoere is ook was iets soos meer as 30% op gewees in September. Opgewees. Ja. Dis kyk, dit is ook die prysding. Weet jy sal sien as dit nou weer goed gaan met die nuwe motorverkope, dan doen die tweedehandse verkope swakker. So dit is 'n Maar dit is goeie nuus. Ek dink as ons dink aan die ekonomie, dan is daai seker. Daar's lewe in die ekonomie. En die motorindustrie op die stadium wat nogal redelik onderknyp is. As jy dink aan afleggings wat gedoen word en fabrieke wat moet toemaak en mense wat maande lank hulle fabrieke toemaak net om aan die gang te kan bly later in die toekoms, dan is hierdie goeie nuus. Ja, ek het ook gelees dat die interessante ding is dat die sogenaamde balloon is ongelukkig is daar's 'n baie groot groei daarin. Die ballonbetaling. Die ballonbetaling aan die einde en met ander woorde, jy weet, mense het nie geld om daai maandelikse paaiement oor 'n sekere tydperk, so daai ballonbetaling daar aan die einde raak 'n al hoe meer gewilde manier om 'n motor te finansier. Nou ons weet die rentekoers het afgekom, maar ja, ongelukkig daai ballon maak vir jou seer aan die einde van die termyn. Andries, baie dankie vir die saamgesels met 'n heerlike week hè. Selfs vir julle. Dis Andries Cornelissen, bly geskakel ons nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.